Die direksie het my gevra om te gesels onder die tema Who's Coming Through, en ek wil net sê dankie vir die geleentheid. Dit is altyd 'n massiewe voorreg om met so uitgeleese gehoor te gesels, soos julle almal. So ek gaan my bes doen om by my tyd te bly, maar daar is nogal baie wat ons moet deurwerk, en ons sal kyk, as hulle begin waai en flits, dan weet ek dis tyd. Nee. Ek moet 5:15 klaar wees of 5:30? Half. Is dit wat julle wil hê of wat die program sê? 5:30. Okay, ons het 5:30. Ek doen hom vir 5:30. So, in die gees van vermenigvuldiging, van multiply, van meer word, glo ek is daar een baie belangrike element in die proses om meer te word. En dit is om te vermenigvuldig, soos wat die tema van hierdie wegbreek is. En dit is 'n beginsel wat van die heel begin van die skepping af daar is. En julle sal almal weet, julle ken die Bybel van voor tot agter. Maar God het gesê, gaan dan en vermenigvuldig. En hy het dit nie net 'n opdrag gemaak vir die mens nie, hy het dit in 'n sin gesê vir elke geskape ding wat daar was. Elke keer wanneer God 'n plant gemaak het, 'n vis gemaak het, 'n dier gemaak het, elke keer sê die skrif, en elkeen het voortgebring volgens sy soort. Daar's 'n voortplantingsopdrag in die skrif, daar's 'n vermenigvuldigingsopdrag in die skrif. En ek wil begin met die aanhaling, hy sal so regs op jou nota staan in die blokkie van John Maxwell wat sê, leadership is not success unless it multiplies. Leadership is not success unless it multiplies. Nou, as jy wonder hoekom my notas in Engels is, al my notas is in Engels, ek leef in Engels, ek dink in Engels, as jy dit nie geweet het nie, my preeknotas op Sondag is ook in Engels, ek vertaal in Afrikaans soos wat ek praat, my brein werk Engels, ek weet nie hoe dit gebeur nie. So, maar ek seker almal verstaan Engels, almal kan Engels lees, nee, baie dankie. Ek dink die groot vraag wat ons as leiers baie keer vra, en dis die eerste een wat jy kan invul, is ons vra gewoonlik, what's next? Wat is volgende? Wat is die volgende ding op die horison? Wat is die volgende ding wat ons moet regkry? Waar is die volgende plek waarheen ons moet hardloop? Waar is die volgende kerk wat ons moet plant? Waar is die volgende bediening wat ons moet begin? Wat is volgende? Wat is die volgende ding wat ons moet doen? En ek dink dit is 'n baie goeie vraag, maar daar is 'n belangriker een voordat ons die wat is volgende vraag vra, en dis die een wat jy daar kan invra. Jesus asks, who's next? Wie's volgende? En dit in sy essensie is die vraag, who's coming through? Wie is besig om deur te kom onder jou leierskap? En as jy nie 'n naam nou het nie, dan hoop ek, teen die einde van hierdie 40 minute, kry jy 'n naam. Of jy gaan bid oor 'n naam. Want dis onmoontlik om te reproduseer en te vermenigvuldig sonder dat daar iemand is wat deurkom, sonder dat daar mense is wat jy sê, maar hier's die persone wat na my kom, hier's die persone wat op my leierskap volg, hier's die mense in wie ek my lewe belê. Julle almal ken die aanhaling wat sê, you teach what you know, but you reproduce what you are. En baie van ons teach net. We are not reproducing. As leiers, dink ek, is ons baie maal skuldig, want ons sit baie meer tyd en effort en aandag in ons preke, in ons teachings en al daai goed, en as wat ons tyd en energie insit in wie deurkom. En ek dink dit is absoluut krities, dat ons sal begin dink eerder aan wie kom na my. En dit is 'n verskriklike moeilike ding. Dis nie so eenvoudig soos wat een teaching vir jou dit gaan laat klink nie. Want dit klink eenvoudig, wie kom deur? Maar as ek jou vir 'n oomblik net in my eie lewe kan intrek van waar ek myself bevind, ek het lank terug in my lewe het ek 'n besluit geneem, dat ek gaan nie omkant gevang word op die ouderdom van 65, as ek moet aftree, en dat ek wonder, frek, wie vat nou by my oor? En baie van ons kry onsself daar, of dalk nie 65 nie, dalk op 63, wonder jy, wie gaan nou oorvat? En dan kyk jy na almal om jou en dan dink jy,
maar hulle het nie genoeg ervaring nie, hulle is te jonk, hulle is te dit, hulle is te dat. En primêr is daai jou skuld. Want jy het nie gevra, who's next nie. Met ander woorde, jy het nie belê in die ouens wat na jou moet kom nie. En dan sit jy op 'n ouderdom en dan kry ons 'n gevaar dat ons sukkel om oor te gee en wanneer ons oorgee, dan kry jy iemand met 'n totale ander kultuur, 'n ander DNA, iemand wat nie verstaan hoe jy gewerk het nie en dan baie maal suffer die organisasie, die kerk. Want nou kry hulle ander mense in wat heeltemal ander goed wil doen, maar jy het nie gereproduseer nie. En ek dink daar's iets daaraan om verantwoordelik te wees in jouself en te sê ek het nodig as leier om te reproduseer en dit moet baie vroeg begin. En toe het ek hierdie belofte aan myself gemaak. En dit het toe gebeur dat 2 jaar gelede op die ouderdom van 42 toe gee ek oor. Daai was nie maklik nie. Want as leier wil jy beheer. Jy wil kan sê waantoe gaan goed. Jy wil kan vashou in 'n sekere manier. Jy wil op 'n manier kan invloed uitoefen en seker maak dat dinge gaan in die rigting wat jy wil, maar die oomblik wat jy begin oorgee, dan moet jy sekere goed los en jy moet laat staan. En ek wil vandag sê 2 jaar later is ek nog nie oor baie van my angs met tye nie. Partymal maak die leiers onder my besluite wat ek dink en dan moet ek genoeg vertroue hê dat hulle genoeg wysheid het en genoeg ervaring en ook die geleentheid hê om hulle eie foute te maak dat ek eerder kan opmop na die tyd as dit nodig is en kan support en cheer as hulle die regte goed doen. Genadiglik dank ek die Here vir leiers onder my, wat ek nog nie regtig hoef op te gemop het nie. Maar dit was 'n besluit wat ek moes neem en daarom is hierdie gesprek vir my baie persoonlik, want ek sit nog steeds met leierskapsemosies. Ek sit nog steeds met goed wat nou en dan my laat voel. En gelukkig die ouens weet dit. Ek het dit al baie gekommunikeer. Wat in my hart baie keer gebeur wanneer ek mense begin deurbring, is ek begin voel, maar gaan hulle my nodig hê? Is ek nog enigstens nodig hier? En die eintlike antwoord is 'n scary een, is nee. Op 'n organisatoriese vlak is ek nie regtig nodig nie. Maar daar's 'n ander mandaat wat ek dink God op jou lewe kom sit wanneer jy begin reproduseer. En hopelik vandag gaan ek vir jou praktiese goed in jou hand kan gee en ek het probeer om jou notas van so 'n aard te maak dat dit nie net teoreties is nie, maar praktiese goed wat jy mee kan gaan. Indien jy nog nie iemand het wat deurkom nie, indien jy nog nie 'n naam of name het wat deurkom nie, hopelik kan hierdie jou help om te sê wel, ek moet begin dink in daai rigting. En ek wil amper so ver gaan om vir jou te sê, as jy oor die ouderdom van 50 is, des te meer. Des te meer moet jy begin dink aan wie kom deur. Die volgende ding wat jy kan invul daar, het ek geskryf, in the kingdom legacy is not measured by what we build, but by who we build. In God se koninkryk is mense die belangrikste ding. Ek dink nie die Here gaan vir jou sê, high five, jy het hierdie massive kerk gebou, jy het hierdie organisasie geset op, as daar nie mense is wat opgebou word, mense is wat na hom toe gekom het, mense wat na die kruis toe gedraai het, mense se lewens wat verander het. En daarom is dit so krities, veral in die kerk. Dis waar ons werk drasties verskil van 'n CEO. CEOs en MD's en almal is primêr ingestel op die funksionering van die organisasie en winsjag, wat so moet wees. Ons kan nie dit wees nie. Dis nie wie ons is nie, dis nie die bedryf of die besigheid waarin ons is nie. En sê ek het vinnig vir jou 3 voorbeelde van 'n Bybelse mandaat om leiers op te rig. En die eerste een, ons gaan primêr later aan uit hierdie skrifgedeelte uitwerk, Jesus. En die manier hoe hy na sy mense gekom het, Markus 3 vers 13 tot 15 sê, afterward Jesus went up on a mountain and called out the ones he wanted to go with him. And they came to him. Then he appointed 12 of them and called them apostles. They were to accompany him and he would send them out to preach, giving them authority to cast out demons. Die Bybelse patroon vir
leierskap, ontwikkeling en om mense deur te bring, is 3 goed wat jy daar inval. Die eerste een is dis intentioneel. En ek het in hakies daar geskryf, call. Ek glo met my hele hart, die Here gaan met tye, baie min, gaan hy iemand net oor jou pad stuur. Maar 90% van die tyd is dit 'n intentionele ding wat jy na mense kyk en sê, ek sien iets in jou lewe. En ons gaan net 'n bietjie meer oor dit sê. Tweede ene, relational. He walked with them. Dis verhoudingsgedrewe, dis nie net 'n kursus wat jy voltooi en nou het jy 'n disippelskap ding voltooi en nou is jy, daar's 'n verhouding by betrokke. En die derde ene, it's transformative. He sent them out. En dis die patroon. Call, walk, send. Dis intentioneel, dis verhoudingsgedrewe en dis 'n transformasie in iemand se lewens. Paulus se model, en baie vinnig hier oor hierdie gedeelte ken julle 2 Timoteus 2 vers 2. You have heard me teach these things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Meeste van julle ken hierdie teaching. Ek herinner jou net weer aan, as 4 generasies in die vers. Dis Paulus, dis Timoteus, dis betroubare mense en dan ander. En hier is wat jy kan invul daar. If your leadership stops with you, it dies with you. Dit gaan dood by jou. Volgende Bybelse voorbeeld, Moses en Josua. Deuteronomium 31 vers 7 en Josua 1 vers 1 tot 2. Deuteronomium 31 sê, Then Moses called for Joshua, and as all Israel watched, he said to him, Be strong and courageous, for you will lead these people into the land that the Lord swore to their ancestors he would give them. You are the one who will divide it among them as their grant of land. And on Joshua 1, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant is dead. Therefore, the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Iets opvallend in hierdie gedeelte, in Deuteronomium 31, het Joshua alreeds Moses het alreeds aangekondig dat Joshua is die opvolger. En dis iets wat jy dalk net aan moet dink. Jy moet voor jy dood is, jou opvolger aankondig. Of dan voor jy aftree. Voor jy weg is, moet die mense weet. Hier is die volgende leier. Hier is die volgende persoon. Hier is die een op wie ek my mantel sit, soos wat Elia met Elisa gedoen het. Hier is die een. En jy gaan altyd moeilikheid kry. Mense gaan sê, ja, maar hulle is te jonk, of hulle is te hierdie, of hulle is te konservatief, of hulle is te liberaal, of hulle is te hierdie kant, of te daai kant, of so iets. Jy gaan altyd weerstand hê, maar daar moet 'n transisieperiode wees, waarin jy as die voormalige leier, en die een wat oorhandig, want hier is die ding, as jy notas maak, dis nie op jou papier nie, maar skryf hierdie neer, jy kan slegs verantwoordelikheid oorhandig, nooit autoriteit nie. Senior pastore, kan ek dit gou vir julle sê, as jy nie wil oorgee nie, want jy's bang, jy's nie meer nodig nie, jy kan nie die autoriteit wat God op jou lewe gesit het, oorhandig nie. Jy kan wegstap van dit af. Maar jy kan dit nie oorhandig nie. Jy kan verantwoordelikheid oorgee. En dis daai periode. Dis eers wanneer jy weg is, wat die autoriteit begin inskop. Eers toe Moses weg is, kon Josua regtig in autoriteit optree. En ek dink ons sukkel met daai. Ons dink kontrole en hou vas en die finale sê en alles, dit gee jou autoriteit te doen nie. As ons glo wat ons glo, dan sê die skrif vir ons alle autoriteit kom van God af. Dan moet jy erken dat wanneer jy in die posisie is wat jy nou is, het God daai autoriteit op jou lewe gesit. En dan kan jy stap in daai. Een ding wat jy daar invul, Moses didn't just lead Israel, he prepared Joshua. He prepared Joshua. Ek het daar vir jou 'n aanhalingkie. True leaders are not replaced, they are reproduced. Ware leiers word nie vervang nie. Hulle reproduseer hulle self. En ek dink dis 'n vraag wat ons nodig het. As ons wil saam wees as Familia Dei
in hierdie visie dat ons 1000 gemeentes plant. Die Here weet, jy sukkel klaar om jou een gemeente sinvol te lei. Hoe wil jy 10 lei? Jy het leiers nodig, jy het mense nodig, jy moet reproduseer, jy moet die vraag vra, wie is besig om deur te kom? En as daar nie is nie, gaan soek hulle, gaan haal hulle. Dan het ek vir jou gesê in die begin, die hart van Bybelse mentorskap, of van Bybelse toerusting is, it's intentional, it's relational, it's transformative, ons gaan na elkeen individueel kyk. Intentioneel, leadership doesn't reproduce by accident. Dit was vers 13. He called to him those he wanted. Ek het hierdie gedeelte vir jou geskryf. One of the most powerful couple of words that you can ever hear or say is, I believe in you. Het iemand dit al vir jou gesê? Ek glo in jou. Kan jy onthou hoe dit gevoel? Dit kon 'n vreemdeling gewees het, dit kon iewers by 'n konferensie of 'n plek gewees het waar jy bygewoon het en iemand het na jou toe gestap en gesê, hoorie, ek sien iets in jou. Oh, in my. Wow! Iets gebeur wanneer jy dit hoor en jy kan nie onderskat dat jy wat die leier is, wanneer jy na een van jou vrywilligers toe stap, een van die mense in jou gemeente, en jy doen wat Jesus gedoen het, sê, ek sien iets in jou, kom. Maar dis wat hy gesê het. Hy stap na Petrus toe, besig daar in visbinnegoed en skubbe, en ek weet nie hoe het hy geryk nie. En in daai gemors sê die Here vir hom, ek sien iets in jou, kom, volg my. Dis een van die mees kragtigste goed wat jy kan kommunikeer in iemand se lewe in is. Ek glo in jou. En asseblief, moenie dit sê omdat jy iemand wil manipuleer nie, in 'n kursus in nie. Jy moet regtig iets sien. Want hier is die ding, daai persoon gaan foute maak. Hulle gaan Malchus se oor afkap, en hulle gaan jou verloon dalk, en nog steeds kom Jesus en sê, by die vuurtjie op die strand, Petrus, is jy lief vir my? Eintlik wat hy sê is, hey, jy het 'n fout gemaak, maar ek glo nog steeds in jou. Dis een van die kragtigste goed. Ek het verder geskryf, when you call someone, you are effectively saying, I believe in you, and what you are capable of is more than what you have been doing up until now. Come walk with me, and I will assist you in realizing your true potential. Jy het nodig om daai vir iemand te sê. Jy het nodig om dit te kommunikeer aan die persone wat besig is om deur te kom. Dan het ek 'n paar praktiese goed daar vir jou. 1. Pray for eyes to see potential. Samuel almost missed David. Amper. Vra vir die Here. Here, laat ek die persone sien. Dan identify 3 kinds of people. Nou ek weet, baie van julle ken die akroniem FAT people. Faithful, available and teachable. 2 van hulle is dieselfde, ek wil 1 ekstra of 1 vervang. Eerste een vir wie jy kyk is the available. Is hulle beskikbaar? Tweede een, the faithful. Is hulle betroubaar? En die derde een is nie teachable nie, is the fruitful. In die koninkryk is vrug die maatstaf. Is daar vrug op hulle lewe? Daai groepleier, vir wie jy gesê het, hoor jy begin 'n groep. Kyk hoe gaan dit daar? Want die ou kan dalk vir jou baie vinnig sê, hoorie, ek voel die Here roep my vir voltydse bediening. Hoeveel mense het jy in 'n jaar wat na jou toe kom en sê, hulle voel die Here praat met hulle oor die bediening? Baie, né? My standaard antwoord vir daai mense is, great, begin 'n selgroep. 19 uit 20 van hulle doen nooit iets nie. Dan het ek my antwoord. They are not fruitful. Hulle wil iets doen, maar hulle wil gespoonfeed word, hulle wil gebaba word, hulle wil eintlik in jou kring in beweeg, sodat hulle bietjie saam in jou slipstream kan hardloop, maar eintlik wil hulle nie iets doen nie, want as hulle regtig iets wil doen, sal iets gebeur. Look for the fruitful. Not only the teachable, want luister, ek is baie teachable. Ek kan verlang sit en luister. Maar meeste van die goed wat ek geteach word, wil ek nie regtig doen nie. Nee. En ek dink ons sit met baie teachable mense, wat nie regtig iets doen nie. En as jy iemand wil hê wat deurkom, look for the fruitful. Dan prakties, noem hulle, skryf hulle name neer, en dan initieer die verhouding, nommer 4.
Dis intentioneel. Leadership mentoring starts with a conversation, not a program. Ek dink dis een van die strikke waarin ons trap in ons organisasie van die kerk, as ek dit so kan sê. Is ons dink, byvoorbeeld, ek weet hier's baie van julle wat baie passionate is oor disippelskap, né? Ek is oortuig, disippelskap is nie 'n kursus nie. Maar ons 'n disippelskap kursus en nou is 'n ou vir 'n jaar in 'n disippelskap kursus, wel dan stiekertjie, jy's 'n disipel. Nee, jy is dalk glad nie 'n disipel nie. Jy het dalk net 'n Bybelskool bygewoon en dit baie interessant gevind. Daar's 'n verskil tussen saam met Jesus stap en net luister na Jesus se woorde. En ek dink leierskapontwikkeling en om mense te laat deurkom, het iets met dit te doen. It starts with a conversation, not a program. Kan jy in verhouding met daai ou stap? Dit vat ons na die volgende een toe. Onthou, dit is eers call, Jesus called them, then he walked with them. It's relational. Leadership is called before it's taught. Vers 14 van Markus, that they might be with him. You don't raise leaders by instruction alone. You raise them, hoor gaan hierdie, by invitation into your life. Daar is 2 mense in hierdie vertrek wat meer van my lewe weet, meer van dit wat in my hart aangaan, meer weet van my struggles, meer weet wanneer ek huil en wanneer ek sit met trane in my oë, wanneer ek vir hulle sê soos ek weet nie hoe hierdie werk nie. En dis my 2 kampusleiers. Johan en Rochelle. Hulle weet alles van my. Elke liewe detail. Want ek het hulle nie net genooi om 'n funksie te vervul by 'n gemeente nie. Ek het hulle genooi in my lewe in. En luister, daai is 'n scary plek. Van die donker dele van my lewe ken hulle ook. Daai 2 kan môre omdraai en 'n klomp chaos in my lewe veroorsaak. Sien, wanneer ons begin mense innooi, is dit meer as 'n program. Dis 'n deel van jou lewe. En ek dink partymal is ons nie, wat is die Afrikaanse woord? Vulnerable. Kwesbaar, baie dankie. Ons is nie kwesbaar genoeg dat regte verhoudings ontstaan nie. En hier is die ding, ek en Johan en Rochelle, ons kuier nie elke naweek saam nie, ons braai nie altyd saam nie, hulle het hulle eie pelle, ek het my eie pelle, maar wanneer ons by mekaar is, deel ons lewe. Iets gebeur, iets van hulle vryf af van my, iets van my vryf af van hulle, dit is verhoudingsgedrewe. En as daar 'n plek is waar jy moet verhoudinge dryf, is dit in die mense wat deurkom in jou leierskap. Waar dryf ons primêr baie maal verhoudinge in die bediening? Kan ek jou sê? Dink gou, waar dryf jy primêr verhoudinge? Baie maal met die gemeentelede wat die meeste probleme veroorsaak. Ons moet net nie hulle ontstel nie. So ons kom by hulle uit, ons huisbesoek by hulle, ons hospitaalbesoek by hulle, ons bel hulle om te hoor, laat hulle net in baie liefde, en vir al die herders, wie is die herders, waai vir my, wie is die shepherds? Okay, skus vir julle, ek bedoel dit in baie liefde, nee? Vergeet van hulle, vir 'n oomblik. Ek sê nie hulle is onbelangrik nie, ek sê nie God is nie lief vir hulle nie, ek sê nie dat jy moet aandag gee nie, maar as primêr jou energie daarin gaan en nie in die mense wat deur jou kom nie, dan is jy nie besig om te reproduseer en te vermenigvuldig nie. En dan moet jy jouself die vraag vra, het God jou geroep om te lei en te vermenigvuldig, of het God jou geroep om net 'n herder te wees? Want daar is 'n verskil. Prakties, klomp punte daar. Spandeer regte tyd saam. Nie net meetings nie. Eet saam, bedien saam, bid saam, travel saam, speel golf saam, jag saam, bak koek saam, doen onderwater mandjie vleg saam, wat se stokperd jy ook al het. Tweede een is baie belangrik. Share your process, not just your principles. Hoe kom jy by die besluite uit wat jy by uitkom?
En dit kom uit in gesprekke. Dis nie net 'n beginsel, soos ons sal nooit dit nie. Nee, daar's 'n proses wat jou gebring het tot by die besluit, deel die proses, dis deel van jou lewe. Nommer 3, tell stories about the things that God has done in your life. Kan ek vir 'n oomblik stil staan hier? Openbaring 12 sê, van die vyand, en hulle het oorwin deur die bloed van die lam en woord van hulle getuienis. Dit gaan nie net oor die goeie nuus daar nie. Ek dink pastore is van die skuldigstes wanneer dit kom by getuig oor wat God in hulle persoonlike lewe doen. Ja, ons preek goeie preke, maar wat het die Here laasweek in jou lewe gedoen? Het jy iemand met wie jy daai kan deel? Is daar iemand wat jy sê, hey, die Here het laasweek nogal met my geraas. Ek het weer psalms gelees en toe lees ek hierdie psalm en die Here het net, daai is 'n getuienis. God is aan die werk in jou lewe. Vertel stories. Nommer 4, wees kwesbaar. Daar sê my Afrikaans is terug. Be vulnerable. People often learn more from our mistakes than our successes. Nommer 5, en vir enige leier, hierdie is verskriklik moeilik, maar hierdie is iets wat ons moet leer. Ask questions. Don't just give answers. Help them learn to think spiritually. Jou vrae wat jy vra het die vermoë om vir jouself iets te leer, maar ook om hulle gedagtes te skuif. Daar's spesifieke vrae wat jy kan vra wat help om iemand te skuif, wat hulle net bietjie verder laat dink. Simpel voorbeeld. Ons as familie Adai koop in die visie in om 1000 gemeentes te plant in die volgende 10 jaar. OK. Wie stem saam met dit? Ons gaan 1000 kerke plant. Wel, die AGS, ons en die AGS. Waai vir my asseblief as jy saamstem. OK, hier's 'n vraag. Gaan jy regtig 'n kerk plant? Jy. Dit laat jou dalk dink. Dit laat jou dalk net 'n paar goed evalueer in jou lewe. En wanneer jy met die mense praat wat moet deurkom, vra die regte vrae. Dink vra. Vra wat motiewe weeg. Vra wat bietjie hier binne krap. Nommer 6, affirm growth. Celebrate progress more than perfection. En nommer 7, let them lead with you. Belangrik, give responsibility before giving titles. Weer terug by daai een wat jy voorsoek, fruitful people. Gee eers verantwoordelikheid, kyk of daar vrug is, dan gee jy die titel. Moenie iemand in die titel aanstel en dink, wel die titel gaan maak dat hulle iets doen nie. Dit werk nie so nie. Lukas 10, ek het vir jou 'n voorbeeld daar. En dan het ek vir jou aanhalingkie daar. Relational mentoring turns proteges into partners. C. Derde element van Bybelse mentorskap. It is transformative. Jesus het hulle gestuur. Walk with them until they become different. Jy kan nou invul. Transformation happens when we release people into real ministry under real responsibility. Regte bediening. Nie net skuifstoele rond en doen goed nie. Stuur hulle in ministry in. Regte bediening. Vra vir hulle. Luister, sal jy asseblief vir ons bid? Sal jy ons in 'n gebed lei? En gee vir hulle feedback na die tyd. Luister, wat het jy gebid? Nee, ek het gebid vir die kos. Ja, maar jy het 'n rympie gebid. Seën Vader, seën sop, hier en daar 'n wurmkop toegedraai en 'n ertjiedop, nee. Ons het almal baie keer rympies en by die etenstafel het ons baie keer rympies, maar luister hoe mense bid. Jy kan baie vinnig hoor uit 'n gebed uit of iemand regtig 'n verhouding met die Here het of nie. Luister bietjie hoe mense bid, gee feedback. Laat toe dat hulle getransformeer word. Geef hulle regte bedieningsgoed. Sê vir hulle, jy lei vandag hierdie ding en ek verwag dat jy die Here vertrou dat iets gebeur in hierdie mense se lewens. Regtig? Ja, jy gaan dit doen. Gaan jy foute maak 10-10-1, maar dis oké. Ek stuur jou uit voordat jy reg is. Prakties. Give ministry away early. Don't protect your position, reproduce your purpose.
Nommer 2, coach rather than control. Let them try, fail, reflect and grow. Nommer 3, belangrik, release them publicly. When Paul sent Timothy, he did so with an affirmation and a covering. En dan nommer 4 weer, celebrate success. Okay, die volgende stuk gaan ek redelik vinnig oorgaan. Ek seker jy kan verstaan. The 3 chairs of leadership. Meeste van julle het hierdie al gesien, so ek gaan baie vinnig oor hom gaan. Stoel nommer 1. Imagine 3 stoele op die verhoog. Jy sit in stoel nommer 1. Jy is die leier. Die tweede een is the emerging leader, die een wat deurkom. Die derde stoel is die toekomstige leier, die een wat hulle eendag gaan oprig. Nou, dit hoef nie net een persoon te wees nie, daar kan baie mense wees op verskillende stoele. En daar's 2 vrae wat jy vir jouself kan vra. Who is sitting in chair 2 and who could they eventually sit in chair 3? So jy help hulle ook om die vraag te vra, who's coming through? En hier is hoekom. 2 goed wat jy invul daar. If there's no one in chair 2, your ministry has an expiration date. Iewers gaan hy stop. Jou bediening, jou roeping wat die Here op jou lewe het iewers 'n verstrykdatum. But if there's no one in chair 3, your legacy has no future. Daar's nie 'n nalatenskap nie. Nommer 4. We have to create a culture of releasing, not retaining. Ek dink almal van ons hier is eens as ons sê ons glo in die koninkryk. Nee. Koninkryk is belangrik. Koninkryk is belangriker as enige enkele gemeente. Maar koninkryk impliseer dat ons laat gaan. Dat ons stuur. En baie maal wat ons in ons gemeentes wil doen, ons wil net hou. So kan ons net nie hierdie mense, ons het 'n goeie personeel nou, ons het goeie mense wat vir ons werk, hulle moet net hier bly. Van jou beste mense gaan 10 teen 1 die mense wees wat die vinnigste loop. Want die Here het 'n ander plan vir hulle. En daarom het jy nodig om te reproduseer vinniger as wat mense loop. Anders het jy 'n krisis. Insecure leaders hold on, secure leaders hand over. Selfs Jesus het gesê, dis beter dat ek weggaan. Nee. Praktiese goed, wag, julle vul enetjie daarin. Healthy leaders measure success not by how many follow them, but by how many they've released. Hoeveel leiers het jy al gerelease in bediening? Praktiese wenke. Don't make people need you, make them need Jesus. Nommer 2, speak destiny into them. Jesus sê vir Petrus, jy gaan 'n rots wees. Dis dieselfde as daai wat ek vroeër gepraat het van, as jy vir iemand sê, ek glo in jou, praat oor hulle lewe. Sê, waartoe is jou pad? Nommer 3, give authority before you think they're ready. That's how they grow. And keep cheering from behind the scenes. Ek gaan nie nommer 5 vir jou doen nie. Jy kan daai self gaan, daar's 5 punte, net hoe begin jy in jou konteks? Jy kan vinnig net daar gaan, dis baie prakties. Bid, identifiseer mense, kry hulle bymekaar, gee bedieningsgeleentheid, celebrate publicly. En so ek dink die belangrike deel is, ons het nodig om te begin die vraag vra, as jy nog nie het nie, wie is besig om deur te kom? En hier's my raad aan jou, vra dit op elke liewe vlak van jou gemeente. Moet dit nie net vir jouself vra, as jy die senior pastoor is, vra dit vir jouself, wie is besig om deur te kom? As jy die senior pastoor is, vra dit vir jou kidspersoon. Hey, wie is besig om deur te kom by jou? Vra dit vir jou tiener ou, wie is besig om deur te kom? As jy nie daai kultuur skep, dat almal begin dink, hey, ek moet mense opkry, ek moet mense oplei, ek moet mense nooi, sodat hulle saam met my kan stap, sodat hulle lewens kan transformeer. It is call, walk and send. It is intentional, it's relational, it's transformative. As ons personeel, as ons vrywilligers nie daai begin besef, dat ek het nodig om disippels te trek, sodat ek myself kan reproduseer en hulle die roeping wat die Here op my het, en uiteraard gaan hulle eie unieke roeping hê en hulle eie goed daar bybring. Dis nie asof ons clowns maak nie. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om God se koninkryk op so 'n manier te groei. Elke leier het die verantwoordelikheid om mense te groei. Jesus het gesê, die oes is groot, die arbeiders is min. Ons vra baie maal die verkeerde vraag. Ons sit die klem baie keer op die oes is groot. Die vraag is,
waar kom die werkers vandaan? As ons nie werkers oplei nie, bly die oes groot. Inteendeel, hy raak groter. En so dis great as ons bietjie in die oes werk, maar ek dink is beter as ons meer werkers oplei, meer werkers laat deurkom, meer werkers vir die Here se koninkryk kry, sodat die oes gekry kan word. En ek dink dit is so krities dat jy hierdie vraag vra. Ek het bloot net omdat ek gedink het, dis 'n cool oomlikie vir bonus material. Die laaste gedeelte vir jou bygesit, en sy opskrif is Timothy's, sons and daughters. As jy 'n Timoteus is, met ander woorde, jy is nie die groot leier nie, jy het nie die titel nie, maar jy is besig om deur te kom. Jy is een van die persone wat deurkom. Het ek vir jou 'n paar praktiese tips. Okay. 1. Ask questions, listen, take notes. As jy by jou leier sit, as jy by jou mentor sit, hê vrae reg, luister en neem notas. Moenie net sit en koffie drink en chat nie. Wees intentioneel met dit. Dieselfde soos wat die leier intentioneel moet wees om mense te gaan roep, so as jy 'n Timoteus is, wees intentioneel. Vra, luister, neem notas. Ek wil amper so ver gaan om te sê, as jy jonk in ministry is en jy is besig om deur te kom, moet nooit ooit by 'n meeting opdaag sonder 'n notaboek nie. Skryf. Daar's genoeg wetenskaplike bewyse vir wat dit doen in jou gedagtes wanneer jy notas neem. Ek weet, wanneer ek sit in 'n kerkdiens en ek moet net luister en ek sit so, vergeet dit. Wanneer ek sit en notas neem, is my brein aktief. Ek neem in. So dis die eerste ding. En ek dink die belangrike deel van dit is, ek het dit daar vir jou geskryf, if you only ever intend to talk about yourself, it's a waste of both our times. Rather find a therapist. En hoorie, ek is skuldig. Ek was jonk en ek het regtig gedink, I've got life figured out. Ek lees nou eendag 'n boek. En dis 'n storieboek. En die ou is 'n admiraal in die weermag en hy's 'n jong ou wat vir 'n vraag vra en die admiraal antwoord hom. Hy sê, we are all just kids. We just wear older skins. En luister, elke senior pastoor wat hier sit, wat al lank in die bediening is, as jy eerlik is, sal jy sê, meeste van ons voel so, baie van die tyd. Nee? Ja, ons het 'n bietjie ervaring, maar ons 'n paar goed wat ons nog steeds nie weet. Hoe werk dit nie? Ons figure dit uit. En pas op as jy 'n Timoteus is wat deurkom, dat jy te veel gesels en te veel goed wil sê, want jy mors die tyd van die ou by wie jy moet leer. Vra, luister, neem notas. Ek het vir jou 'n paar goeie vrae, dis net 4, daar's baie meer goeie vrae as dit. Tweede ene, put into practice what you see. Want ek het vroeër gesê, you are looking for the fruitful. As jy 'n Timoteus wil wees, wat bevordering kry, wat deurgetrek word, wat iemand hulle vertroue in